Dankie. Nou ja, wat sê Nugget vir ons vanoggend? Wat wil hy vir ons kom leer? Kom ons luister verder. Die winkeldief. Julle 4 seuns moet gou vir my winkel toe gaan, sê mamma. Maar julle moet nou nie kattekwaad aanvang by die winkel nie. Koop net wat ek vra en kom gou terug. Ja, goed ma, sê Nugget regtig, gretig. Julle weet mos hoe maak kinders. Hulle sê altyd ja, al bedoel hulle partykeer nee. Hulle gee glad nie om winkel toe te gaan nie. Want as mamma hulle stuur, gee sy gewoonlik 'n geldjie waarmee hulle vir hulle self iets kan koop, soos kougom of so iets. Hulle 4 beloof toe ook dat hulle alles sal koop wat op die lysie is en so is hulle toe daar weg. By die winkel aangekom, begin hulle toe al die goedjies inpak wat op mamma se lysie is. Lankoos merk die lysie af terwyl bakore, chopsticks en Nugget die goed in die waantjie pak. Partykeer is daar 'n stryery, want hulle pak die goed te vinnig in. Dan weet Lankoos nie wat hulle alles in het nie. Later toe hulle byna klaar is, stem hulle saam dat daar iets is wat hulle hinder. Nie ver van hulle af nie, stap 'n ouetjie van wie hulle nie baie hou nie. Sy naam is Takkies. Sy hare staan altyd so regop. Hy's 'n bullebak by die skool. Ja, bullebak is 'n ou wat altyd vuis slaan en net wil verniel en breek, né? Lankoos sê, manne, wat maak ou Takkies al hier om ons? Nee, sê bakore, ek weet nie. Moet ons hom nie vra om spore te maak nie? Nee, sê Nugget, 'n mens maak nie so as jy 'n Christen is nie. Die Bybel sê, jy moet jou vyande lief hê. Sê ou Lankoos, jy weet nie wat se kaland daardie Takkies is nie. Hy's nie 'n ou wat sommer maklik in die moeilikheid, of hy is 'n ou wat jou sommer maklik in die moeilikheid bring. Nee, sê Nugget, ons kan dit nie doen nie. Die Bybel sê ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Ou Chopstick sê, hy skyn my naaste nie. Hy het my 'n ander dag geklap. Hulle stap maar verder. Takkies is al agterna. Hy het so 'n snaakse glimlag op sy gesig. Die 4 maats voel maar baie benoud oor die glimlag van Takkies, want hulle weet dit voorspel moeilikheid. Dan gebeur egter niks. Hulle lysie is afgehandel en hulle kan gaan betaal. By die kassier pak hulle alles uit en betaal vir daardie inkopies en vir die ekstra lekkers wat hulle vir hulle self gekoop het. Toe hulle alles klaar betaal het, pak hulle dit in sakke en wil daarmee uitstap. Net toe hulle by die deur kom, gaan daar 'n alarm af. Lankoos sê, wat is dit? Chopsticks, wat altyd maar bietjie bang is, sê, o gats, wat het nou gebeur? Bakore ken die storie net sê, dis iemand wat iets gesteel het. Dan gaan die alarm af. En kom volgende week en kom luister verder. Kom ons maak ons oë toe en dan nader ons die troonkamer van God. Ek slaan my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat nie sal laat vaar die werke van sy hande nie. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word aan die ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus, ons Verlosser, en sy Heilige Gees wat in en deur ons werk, om God se krag in ons te vermeerder. Amen. Kom ons staan en sing ons nog 'n lied saam. Ons gaan die wet en die geloofsbelijdenis hanteer, ekskuus. Ek het die wet en die geloofsbelijdenis opgesit, kom ons luister dan met die nodige eerbied en respek daarna. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, wat bo in die hemel of wat onder die aarde is, of wat onder die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie.
Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poort is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag jou naaste se huis nie begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslaan, die blits en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En het net daaraan gedink, het ons nog 'n vrees vir die wet van die Here, waarin ons onderwerp en sê, Here, dit is U wat dit van my verwag. En nou sê 1 Johannes vir ons, vir die kind van die Here is die wet nie swaar nie. Mag die Here ons genade gee, mag ons daarna luister en ook weet dit is wat die Here ook van een van my verlang. Kom ons gaan nou staande belydenis doen, elkeen spreek dan in sy en haar hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek nooi u om dan ook die onfeilbare woord van die Here saam met my oop te maak, en wel by Lukas hoofstuk 13. Lukas die 13de hoofstuk. Ons gaan hier uit Lukas hoofstuk 13 uitlees, maar net om vir u die verband van die gedeelte wat ons saam gaan lees aan u te verduidelik. In hierdie gedeelte is die Here dan ook besig om met hierdie groepie mense te praat wat na hom toe gekom het, en dan ook vir Pilatus dan aangekla het oor offers wat gemeng is met bloed, en die Bybel leer, hulle mag nie offers met bloed meng nie, hulle mag nie die bloed eet nie, want die siel van die mense is in die bloed. En toe kom die Here en hy kom vra vir hulle, is hy meer skuldig as daardie ou groepie mense, die 18, op wie die toring van Siloam geval het? En hy kom sê vir hulle dat hierdie groepie mense en Pilatus ewe skuldig is. En dit gaan oor mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. En hierdie gedeelte wat nou verband hou daarmee. En daarom dat dit belangrik is dat wanneer ons die woord van die Here luister en na dit luister, en wanneer ons dit lees, moet ons die verband, of die konteks, moet ons dan ook verstaan waarin dit dan geskryf is, en waaroor hierdie gedeelte dan ook gaan.
En nou kom hy in Lukas hoofstuk 13 vers 6 tot en met vers 9 en hy spreek die volgende. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. En hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier: "Kyk, 3 jaar kom ek al om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?" Maar hy antwoord en sê vir hom: "Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap." Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan die mans versoek om saam met my te staan as ons die Here in sy troonkamer dan ook nader. Here, dankie dat u vir ons wonderbaar is. 'n Raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Dankie dat u die skone roos van Saron, die blinkmôre ster, die lelie van die dale is. En dat ons voor u kan kom buig vanoggend en u die eer, die lof en die aanbidding van ons harte kan kom gee. Dankie vir die wonderlike God wat u vir ons dan ook is. En Here, daardie halleluja wat maar net in my gedagtes gedraai het, wat gesê het, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. En hoe baie wat u vir ons onverdiend dan ook gee, waarvoor ons u wil eer vanoggend. Dankie ook vir die wonderlike voorreg dat ons so by mekaar kan wees as gemeente, om u te kan aanbid, u te kan loof, u te kan prys. Maar Here, ook soos die volk, onderrig kan word uit die kosbare woord, dat u vir ons sal kom lei en kom leer in u woord, en dat ons dit sal verstaan, wat u ook in hierdie gedeelte vir ons wil kom sê. Dat ons sal verstaan, Here, dat ons, as ons getuig dat ons kind van die Here is, dan is daar sekere kenmerke waaraan ons dan ook uitgeken sal word. En bid ek u ook, dat u self vanoggend u woord in ons harte sal kom seën en dit kom heilig. Ons wil tog kom bid, Here, vir die gemeentelike aktiwiteite. U ken alles op ons gemeentelysie, elke sieke wat daar in besonder is. Ons dink aan hulle wat 'n ernstige kwaal of ernstige siekte in hulle liggaam het. Here, dat u in besonder vir hulle sal kom aanraak. U het hulle name gehoor, Here, u ken hulle by die naam. En daarom bid ons in besonder vir hulle. U vir hulle sal bystaan, versterk. Dankie vir elkeen wat ook siek is, maar vanoggend hier is. Dink aan tannie Elsa met daardie knieoperasie en die getuienis hoe u vir haar dag na dag versterk en dat u vir haar bystaan. Andere wat opgerig word, Here, ons eer u daarvoor. Ons dankie ook dat ons kan bid vir hulle wat in hierdie oomblikke daardie kwale in hulle liggaam het, wat as gevolg van dit nie vanoggend hier kan wees nie. Dat u ook op 'n besondere wyse hulle sal ontmoet, by hulle sal stil staan, genees en aanraak. Dankie dat ons vir ons kerk kan kom bid. Die boodskap van ons kerk, Here, bewaar dit. In besonder die heiligmakingsboodskap en die goddelike genesingsboodskap, wat so afgewater word. Here, dat u self sal gee, dat hierdie boodskap behoue sal bly, dat ons hierdie boodskap sal verkondig, dat hierdie boodskap nog steeds met krag en in waarheid sal uitgaan, en die oortuiging en die geloof in harte gewerk sal word deur die Heilige Gees, sodat mense opgerig kan word en aangeraak kan word. Ons eer u, Here, omdat ons weet u wil dit kom doen. Dankie dat ons ook kan kom buig en vra dat u ook kosbare siele sal red in die tyd waarin ons lewe, kinders van God sal heilig. Here, dat daar net weer opnuut herlewing in ons land, in ons volk en elke kind van God se hart en se lewens mag wees. Dat daar net weer opnuut hierdie getuienis sal uitgaan dat God lewend is en kragtig is en dat u werk in harte en lewens. Dankie dat ons u kan vertrou daarvoor. En Here, kom maak ons harte nou stil, kom ontmoet u met ons. Kom praat met ons uit hierdie oordenking van u woord en laat u naam geheilig word. Om Jesus Christus naam ontwil bid ons dit. Amen.
Liewe toehoorders, soos ek reeds vir u gesê het, praat ons bietjie oor die gedagte van die vrug wat daar moet wees in die kind van God se lewe. As ons na Lukas 13 vers 6 kyk, en hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrug daaraan gesoek en niks gekry nie. Die gedagte wat ek met u wil deel is juis die gedagte van vrugdraande Christene, want die woord van die Here sê, ons moet die vrug dra wat by die bekering pas. En soos ek reeds vir u gesê het, hierdie verband waarin dit geskrywe is dat hierdie boodskap, die evangelie, vir 3 jaar deur die Here Jesus Christus nou al uitgedra word. Hierdie boodskap van die evangelie, Johannes die Doper het dit uitgedra. Hy het mense na die Here Jesus Christus toe gewys en gesê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld sal wegneem. Die Here Jesus Christus het homself geopenbaar as die Seun van God, in sy wonderwerke wat hy gedoen het, mense wat hy aangeraak het, genees het, mense wat opgerig was, en dit wat hy ook alles met hulle gedeel het. Hoe hy probeer het om die evangelie in daardie 3 jaar aan die mense te verkondig, terwyl sy bedieningstyd basies dan ook 3 jaar was. En juis dit wat die woord van die Here dan vir ons sê, vir 3 jaar het hy na hierdie tuin gekom, verwysend na die Jode, aan wie die evangelie so verkondig is, en die Jode wat eintlik hierdie mense is wat die boodskap in hulle harte moes gedra het, en hierdie boodskap moes aangeneem het, omdat die Here Jesus Christus juis vir hulle gekom het. En tog het daardie mense die evangelie verwerp. En daarom het die woord van die Here vir ons dan ook sê dat hy 3 jaar gekom het. 3 jaar soek hy vrug aan hierdie boom. En nou sê die woord van die Here dat hy het niks aan daardie boom gekry. Terwyl dit net voor die kruisiging van die Here Jesus Christus dan ook is. En waar die finale boodskap van Jesus Christus, wat dan die lam is, wat vir hulle geslag sou word, aan hulle uitgebeeld sou word. En tog het hulle hierdie evangelie nie aangeneem nie. Daarom het hy ook dan hier kom by hierdie gedagte, naamlik dat God die Vader, daardie tuinier, daardie ene is wat die vrug kom soek. Jesus Christus is die tuinier. Hy is die ene wat daardie mense se harte wil kom voorberei en harte wil kom werk. En daarom het hy ook sê, maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat daar die kruisiging plaasvind, en die evangelie wat daar die Jode moet bereik, totdat ek hom gespit en misgegooi, hierdie hart voorberei het, sodat hy die evangelie kan aanvaar, en hierdie evangelie kan inneem, as hy dan vrug dra, goed, anders, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. En daarom wil ek vir u vra, as kind van die Here vanoggend, u wat die getuienis het dat u sê dat u kind van die Here is, vir 'n jaar lank, waarin hierdie hart van u gespit is deur die woord van die Here, vir 'n jaar lank wat daar voorbereiding gedoen is, waar die goeie saad van die Here in die hart geval het, waar u die evangelie boodskap gehoor het. En as ek praat van die evangelie boodskap, dan verwys ek na dit wat Paulus dan ook sê, dat die volle raad van God dan ook aan ons verkondig is. Waar ons gehoor het dat die sondaar gered moet word, die wonderlike evangelie van Jesus Christus se redding, wat na ons toe gekom het. Waar die boodskap van heiligmaking, nadat die Here my siel gered het, en ek nou getransformeer moet word na die beeld van Jesus Christus, soos wat die woord van die Here dan ook vir ons sê. Johannes, hoofstuk 10, vers 28, wat ook vir my sê, dat ek nou in die hand van die Here is, en niemand sal my daar uitruk nie. Romeine wat vir my kom leer, dat ek na die beeld van Christus geskape moet word. En nadat ek dan ook die Here as verlosser en saligmaker aangeneem het, kan daar nie anders as dat daar
vordering in my geestelike lewe moet wees nie, want anders is daar stagnasie, is daar fout, is daar sonde dalk in my lewe, of daar is 'n iets wat ingekom het, waar ek die Satan plek gegee het, waar daarmee gehandel moet word in my geestelike lewe, want die woord van die Here sê, in 1 Petrus 2 vers 2, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, sodat julle daardeur kan opgroei. Liewe toehoorder, ek wil vir u vra, het jy 'n verlange na die woord van die Here? Het jy 'n verlange as kind van die Here om te groei geestelik, om al meer na die beeld van Jesus Christus gelykvormig gemaak te word, om die dinge van hierdie wêreld af te lê en bekleed te word met die dinge van Christus? Want dit maak dat die wêreld daar buite daardie vrug sal sien. Dit maak dat God die Vader die vrug in die harte sal sien. Dit maak dat die werk van die Here Jesus Christus, wat in my plaasvind, in die krag van God wat in my werk, gesien kan word, en die Gees van God, wat my voorberei vir hierdie dinge, sodat dit kan plaasvind. Daar's vordering, daar's nie stagnasie nie. Want as daar stagnasie is, daar fout. En daarom moet ons weet dat God die Vader kom soek vrug in elkeen van ons se lewe. God die Vader kom en hy soek gedurig dat die kind van die Here daardie vrug moet voorbring wat by die bekering pas. En daarom wil ek met u praat onder hierdie tema, vrugdraande Christene. Vir 3 jaar wat hierdie meester daar gekom het, en hy soek vrug daarso. En hy sê hy het nie vrug gevind nie. As die Here ons moet besoek vandag, sal die vrug daar wees. Sal hy dit sien? Hy het nie gesê dat hy gekom het om ryp vrug te vind nie, maar hy soek die vrug. Want 'n vyeboom gee eers die voorvlei, nê? En later dan gee hy daai ryp vy, as hy daar die proses deurgegaan het. En jy pluk daar die heerlike vy af. En as jy hom eet, is hy lieflik soet. Het jy al so vy geëet? God die Vader soek die vrug. Hy sê daar die geur van Christus wat versprei moet word, wat na hierdie vrug wys. Matteus 7 vers 16 tot 20 sê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte. Maar elke slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie. En 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle dan aan hulle vrugte ken. Ken die wêreld u en my as kind van die Here? Die woord van die Here sê op Petrus, toe hy daar so was, by daardie vuur wat hy hom warm gemaak het in daardie voorplein, selfs jou spraak verklap jou. Verklap ons spraak ons, dat ons kind van die Here is? Johannes 15 vers 2, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Daar moet progressie wees, daar moet meer vrug geproduseer word. Filippense 4 vers 17, nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat by wat oorvloedig word op julle rekening. Wat sê Paulus van hierdie gemeente? Ek is dankbaar vir die gawe wat julle vir my gee. En dit was finansiëel gewees, waarin hy bygestaan was. Hy sê, maar ek soek nie die gawe nie. Ek soek daardie kwantiteit. Ek soek daardie geestelike groei in julle lewens. Ek soek die vrug wat voortkom uit julle bekering uit, sodat daar meer vrug geproduseer kan word.
Markus 12 vers 2. En op die regte tyd het hy diensknegte na die landbouer gestuur, om van die landbouers uit die vrug van die wingerd te ontvang. Wat wil ek hierdeur sê? God as landbouer het reg om vrug van u te vra, om vrug by u te kry, om, as ek dit dan so kan stel, die kerk nie net 'n instansie is nie, maar dit is God wat aan hierdie wingerd kom werk, en hy soek vrug in hierdie gemeente. Kan ons dit so sê? Vrug van 'n redding van kosbare siele, waarvoor ons dan ook geroep is. Vrug in ons geestelike lewe, nie net kwaliteit waarin die gemeente groei, en dit wat die woord van die Here sê, dat hy by die gemeente gevoeg het, die wat gered is nie, maar ook die geestelike groei in my hart en my lewe. Ek is die ware wynstok, en my Vader die landbouer. Die landbouer het reg op die vrug. Daarom het hy aan daardie wingerd dan ook werk, om hom te versorg, sodat hy dan ook daardie vrug kan produseer. Kolossense 1 vers 6 sê, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Hoe lyk my geestelike lewe vanoggend voor die Here? Filippense 4 vers 17, wat sê, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Aan julle vrugte sal julle geken word. Hoe lyk my lewe vanoggend, liewe toehoorder? As ek na die Here toe moet gaan, en ek voor die Here staan, wat gaan daar die tuinier, wat gaan daar die landbouer by u en my vanoggend kry? Gaan hy daar die ware vrug vind? En kom ons kyk 'n bietjie na dit wat die woord van die Here vir my wil kom leer rondom hierdie vrug. In die eerste plek moet daar vrug wees wat by die geredde pas. Vrug wat by die bekering pas. Vrug wat in mense se lewens gesien kan word, dat die Here dit kom werk het in 2 Korintiërs 5:17 wat sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Het daardie transformasie in my lewe plaasgevind, daardie gedagte van dat daar vrug is wat by die bekering pas. My lewe wat verander het en vernuwe is. Matteus 3 vers 8, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Daarom het so belangrik is dit wat Paulus in Romeine 2 dan ook omskrywe, vers 4 tot en met vers 7. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Nou hier kom Paulus en hy praat met hierdie mense, hulle wat nog ongered is. En hy sê vir hulle, dat God is lankmoedig oor hulle. Hy wil hulle kom red, hy wil hê dat daar vrug is wat by die bekering pas, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart. Vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van die toren, en die openbaring van die regverdige oordeel van God, want elkeen sal vergeld na sy werke. Aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek die ewige lewe. Hy kom sê baie duidelik vir ons in hierdie gedeelte, dat daar 'n God is wat graag die kosbare siel uit genade wil kom red. Dra die vrug wat by die bekering pas, dat siele uit genade gered sal word. Mense sal besef wat God kom doen het deur sy seun Jesus Christus, en dat hy hulle siele wil kom red. Daarom het hy ook vir ons kom leer en waarsku. As hy dan sê, kap hom uit. As hy dan vrug dra, goed, maar so nie, dan kan jy hom ander jaar uitkap.
Daar word nog kans gegee, daar word nog geleentheid gegee. Die God van genade, wat in die harte wil kom werk. Johannes 15 vers 4, bly in my soos ek in julle. Daaraan sal ons weet, dat hierdie 'n kind van die Here is, hy bly in die Here Jesus Christus. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Dan sal geen ware vrug van bekering wees, as jy nie in die Here Jesus Christus is nie. Jy moet eers in die Here Jesus Christus kom. As jy kan onthou, nie te lank terug, by ons kinderdiens het ek juis daarna melding gemaak, van daardie loot, wat geknip word, en hy word binne in daardie vingerstok ingeënt. Ons moet uitgeknip word uit hierdie wêreld, en in die vingerstok deur Jesus Christus ingeplant word. En waarvan sal hierdie getuienis wees? Jy wil nie meer sondig nie. Hoor mooi wat ek vanoggend vir u sê. Hoe gaan ek weet dat ek kind van die Here vanoggend is? Ek gaan die vrug dra wat by die bekering pas. As ek gered is, dan wil ek nie meer sondig nie. Hoekom nie? Want God se saad is nou in my. Daar's nie geen sonde in hom nie. Of daar is geen sonde in hom nie, ekskuus. Want God se saad is nou in my. En wanneer ek in hierdie wingerdstok ingeplant word, dan sê 1 Johannes 3 vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad, God se saad, in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. En waarna verwys dit hier? Moetswillige sondes. Nie daardie sonde wat ek in ongeluk begaan, daardie sonde wat ek miskien nie eens van bewus is, waarvan die Gees van God nog moet oortuig. Daardie sonde wat ek per ongeluk begaan, dis nie waarna hy hier verwys nie. Hy praat hier van moetswillige sondes. Ek as kind van die Here wil nie meer moetswillig sondig nie, want die saad van God is nou in my. Johannes skryf self, 1 Johannes hoofstuk 2 vers 1 en 2. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, hy sê dat ons as kind van die Here is nie gevrywaar nie, maar ek wil nie meer doelbewus sondig nie. Dan gaan ek na God, deur Jesus Christus die regverdige, wat my dan wil vergewe van daardie sonde. Die tweede ding, waarin ek sal weet dat ek kind van die Here is, daar sal veelvoudige vrug in my lewe wees. Daar sal progressie wees. Daar sal groei wees wat plaasvind. Soos ek reeds vir u gevra het, van laasjaar af tot nou toe kan u sê dat daar groei in die geestelike lewe is. Dat daar 'n meer verlange na die woord van die Here is. Daar's meer tyd in gebed wat ek spandeer. Daar's meer gemeenskap tussen u en God wat plaasvind. Is dit daar in my lewe? Want daar sal veelvoudige vrug wees. Matteus 13 vers 8. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer. Die een 100, die een 60, die ander 30voudig. Wanneer daardie saad van God in my val, en dit ontkiem en dit bring daardie vrug van wedergeboorte na vore, dan sal daardie 'n 30, 60, 100voudige vrug verder oplewer. Johannes 15 vers 2, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Is daar progressie in my geestelike lewe? Is daar groei? Is daar vooruitgang? Is daar 'n nader beweeg aan God? Is die vraag wat ek vir u wil vra vanoggend. Ek onthou dit goed toe ons daar in Oudtshoorn was, en ons gaan daar na Berrydale toe, en jy kry geel perskes wat so in jou hand lê. Jy gaan Calitzdorp toe, en jy kry appelkoos, wat letterlik daai handpalm van my vol gelê het. En jy pluk daardie heerlike vrug, en jy proe daardie soetigheid, en daardie sappigheid wat daarin is. Hoekom? Omdat daardie vrug versorg was. Toe hy daar aan die boom gehang het, was daar 'n sekere proses wat plaasgevind het. Daardie perskeboom, ek onthou dit so goed. Daar's sekere tye, dan as daardie blommetjie klaar is, en hy gespeen is,
daardie ou perskietjies kom uit, sal daar 'n tyd wees wanneer daardie boer gaan, en hy pluk dan daardie oorige of te veel perskes pluk hy uit, sodat daardie boom beter vrug kan voortbring. En so moet die Here in my hart en my lewe kom werk, dinge kom uithaal, sodat daar goeie vrug na vore gebring kan word. Veelvoudige vrug. Perskeboom dra nie net een perske nie. 'n wingerdstok dra nie net een druif daaraan, 'n tros nie. Maar veelvoudig. As dit nie so gaan wees nie, as hy net een vruggie gaan dra, dan gaan daardie tuinier, gaan hy vir hom uithaal op 'n stadium, want dan bring hy nie die vrug voort wat hy soek nie. Wat sê die woord van die Here? Hy sê daar sal meer vrug wees. Johannes 15 vers 8, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Moet ons nie erken en bely vanoggend dalk voor die Here, dat hierdie veel vrug, hierdie meer vrug en veel vrug wat God soek, nie in my lewe dalk teenwoordig is nie. Want weet jy wat, die natuur leer dit vir my, dat daar 'n proses is. Daar's 'n proses wat moet plaasvind. As ek daardie koringkorrel in die grond gaan sit, as ek daardie mieliepit in die grond gaan sit, dan is dit net die volgende dag as ek daar kom, dan staan daai mieliestronk daarso, vol pitte net. Nee, die natuur leer vir my, daar's 'n progressie, daar's 'n groei na hierdie eindpunt toe. Dit wat God in my lewe wil kom bereik, om sy beeld van sy seun in my lewe te laat realiseer. Nou sê hy vir ons, Markus 4 vers 28, want van self bring die aarde vrug voort. Eers die halm, dan die aar, dan die volle koring in die aar. En daarom maar die woord hierso vir ons sê, vir 3 jaar het ek na hierdie vye boom toe gekom. Vir 3 jaar het hy kom kyk, is daar nie dalk hierdie jaar vrug nie? Is daar nie dalk progressie, dat daar vrug voortgebring word nie? 3 jaar was hy teleurgestel. Die tuinier sê, maar laat ek hom nog net hierdie jaar versorg. Nog net hierdie jaar bemes. Nog net hierdie jaar om water gee, sodat hy kan voortbring. So nie, kap hom dan uit. Daar word kans gegee, sodat hierdie groei kan plaasvind. Net so my geestelike lewe, wanneer ek tot bekering gekom het, dan het ek nie 'n volle heiligmakingslewe wat volmaak is nie. Ek moet in hierdie lewe moet ek ingroei. So net nou daarby weer kom en hierdie gedagte verder uitbrei. Maar wat sê die woord? Eers die halm, dan die aar. Dit sal sigbaar word. Dat hier soos progressie in hierdie kind van God se lewe, daar's 'n vooruitgang, daar's 'n groei wat plaasvind. Ek onthou dit baie goed, daar in Boksburg het ek 'n vriend gehad wat tot bekering gekom het. Daai ou was vir my 'n wonderlike voorbeeld daarvan, hoe daardie groei plaasgevind het. Dit is asof daardie persoon net al meer en meer wil. Daar's 'n begeerte, daar's 'n verlange, daar's 'n soeke na God in sy hart. Is dit nog in ons lewe teenwoordig? Dan die aar, dan die volle koring in die aar. Die groei wat daar moet wees in my geestelike lewe. Maar ook as die Here vandag by my kom stil staan, verheerlik ek hom. Verheerlik ek die tuinier. Verheerlik ek daardie Vader wat dan daardie wingerd besit. Want Johannes 15 vers 8 sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. In my geestelike lewe word God die Vader verheerlik. Ek onthou dit baie goed, as jy daar van Appington na Kakamas toe gery het. Daar die tye as jy daar gery en dan ry jy verby daai wingerde.
dan hang daar die trosse aan daardie wingerde. En wat gee dit jou? 'n Begeerte om daarvan te gaan eet. Hoekom? Want daardie tros verheerlik daardie wingerdstok. Daardie tros verheerlik daardie tuinier wat hom versorg het. Daardie tros verheerlik God die Vader, wat hom aangeplant het met die doel om vrug daar te kry, soos ek reeds gesê het, hy het reg daarop. Hebreërs 12 vers 11, nou lyk elke tugtiging of die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vreugdevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daardie tuinier kom en hy moet daardie wingerd kom snoei, is dit nie altyd 'n lekker proses nie. Maar hy doen dit met 'n doel, want hy moet meer vrug produseer. Hoe lyk my geestelike lewe? Kom ek en verteenwoordig ek die karakter van God? Reflekteer ek die karakter van God in my geestelike lewe? Want wanneer ek nie die vrug dra wat by die bekering pas nie, dan kan ek maar hoe probeer. Ek kan nie daardie vrug fabriseer nie. Ek kan nie self dit voortbring nie. Dis alleenlik God se werk in ons. Dis hy wat in ons lewe, sodat hy ook verheerlik kan word. Dit is ek wat in die wingerdstok is, en daardie wingerdstok se sappe kom voed vir my, en ek bring daardie vrug voort. So ek leef uit dit wat God dan ook in my hart kom doen, en ek verheerlik hom daardeur. En ons sien dit in die vrug van die Gees, waarin die karakter van God geopenbaar word. Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ook wens dat ons hier vandag ook kon stil gestaan het, maar by 'n later geleentheid sal ons hierby stil staan. Hierdie vrug van die Gees, die karakter van God, wat in my gestalte moet kry. Dit verheerlik die wingerdstok, en daarom dat hierdie vrug van geregtigheid na vore sal kom. Filippense 1 vers 11, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof. Om God te verheerlik, moet daar vrug van geregtigheid wees. En wat is hierdie vrug van geregtigheid? Soos ek reeds vir u gesê het, die karakter van God, wat gestalte kry in my lewe. Sien ons dit in Jesus se lewe? Beslis. Hy wat sê dat hy nederig en sagmoedig was en op 'n donkie gery het. Jesus het dit reeds vir ons kom openbaar. Hy het vir ons kom openbaar dat hy diensknegt kom word het. Hy het die voorbeeld vir ons kom stel. Hy sê hierdie gesindheid wat in hom was, moet in ons wees, Filippense 2. Hoe lyk ons geestelike lewe vanoggend ten opsigte van die vrug wat God by ons soek? Die laaste gedagte wat ek met u wil deel. Hierdie vrug van heiligmaking. Liewe toehoorder, nêrens in die woord van die Here sal u vir my kan wys dat ons net tevrede moet wees met ons redding nie. God het 'n plan en 'n pad wat hy met ons as kinders van die Here wil stap. En wat is hierdie plan? Wat is hierdie pad? Dit is hoekom hy daardie volk uit Egipte kom uithaal het. Uit daardie sonde kom uithaal het. Uit daardie slawerny kom uithaal het. En hulle deur die Rooi See gevat het. Die verlossing wat plaasgevind het. Hulle is afgesny van die Egiptenare. Daar is verlossing wat plaasvind. Maar na hierdie verlossing is daar 'n groeiproses. Ons lees daar in die woestyn. Dis hoekom hulle 40 jaar daar was. Omdat daar murmurering was. Daar was ongelowige gewees. Daar was al hierdie dinge wat hulle harte moes openbaar word. Maar God sê in Deuteronomium 6 vers 23, want hy het ons uitgelei om ons in te bring. Sy doel was nooit dat ons net tevrede wees met redding nie. Maar daar is 'n beloofde land. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, sal ek aan julle gee.
Daar moet progressie wees, daar moet groei wees, daar moet vrug wees. En God soek hierdie vrug in die kind van God se lewe. Romeine 6:22 sê, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Johannes 12 vers 24 sê, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. God het nooit bedoel dat ons net tevrede moet wees met dat ons gered is nie. Mense wat net tevrede is met hulle redding, moet hulle self gaan ondersoek of hulle regtig gered is. Want ek sal 'n begeerte hê na God se dinge en verlange na hê, want ek is vrygemaak van die sonde en nou moet ek God dien, nie meer die sonde en die dinge van hierdie wêreld nie. As hy dan vir ons sê in 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. Is 'n proses, ja. Maar daar moet 'n aflegging wees, daar moet 'n opneem wees. Ek kan nie net tevrede wees met my redding en sê maar ek is gered en nou doen ek niks verder nie. Want wat sê die woord? Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. 'n Opdrag wat God vir u en vir my gee, om te strewe na heiligheid. Filippense 2 vers 15 en 16, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in hierdie wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem in die dag van Christus, dat ek verniet geloop en verniet gearbei het. Daar's vrug, daar's progressie. Liewe toehoorder, waaraan sal ek weet of ek kind van die Here is? In die eerste plek, ek sal weet dat die Here my siel uit genade gered het. 1 Johannes 5 vers 13, my kinders, ek skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle kan weet, ek sal dit weet, dat ek 'n kind van die Here is. En hoe sal ek dit weet? Daar sal vrug wees. Daar sal vrug wees wat by die bekering pas. Mense sal dit sien in my geestelike lewe. Vir die ongeredde is daar hoop. Wil die Here dan vir ons kom sê, dat hy daardie vrug vir ons wil kom gee. Daar sal veelvoudige vrug wees. Daar sal progressie in my geestelike lewe wees. Dit sal sigbaar word, nie net vir my nie, maar in ander se lewens. Die natuur wat daarvan getuig, hoe hy dan vir ons kom sê, eers daardie halm en dan die aar, dan die koring in die aar. Mense sal sien dat hierdie persoon na die Here toe strewe, dat daar 'n verlange in sy hart is, dat daar al meer tyd is wat hierdie persoon in teenwoordigheid van God spandeer. Hierdie vrug sal God verheerlik, want dit openbaar die karakter van God, en dit sal al meer in my lewe begin realiseer. Hoe lyk my lewe vanoggend voor die Here? In die eerste plek, vir die ongeredde, waar die tuinier wil sê, gee hom nog 'n kans. God van genade wat hom wil kom besoek, hy wil hom kom red. Maar vir my as kind van die Here, sal daar vrug wees. Hierdie vrug sal vermeerder in my geestelike lewe. God se karakter sal al meer gestalte in my lewe kry. Hoe lyk my lewe vanoggend? Wees eerlik met God. Is daar nie nodig dat ek moet voor hom bely en sê, Here, hierdie vrug van heiligmaking, hierdie vrug van geregtigheid, waarin die karakter geopenbaar moet word,
ek skiet so ver te kort vanoggend. Ek weet U het my siel uit genade kom red, maar Here, hierdie vrug, hierdie progressie, vind ek nog nie. Kom help vir my, sodat hierdie proses al meer in my lewe gestalte mag kry. U beeld al meer in gestalte sal kry. Ek al meer die beeld van Christus sal gelyk word. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil vir U dankie sê, dat U in ons hart en ons lewens wil kom werk. Here, ons het duidelik vanoggend gehoor, dat daar groei moet wees in ons lewe. Dat ons moet besef dat U het ons siel uit genade gered. 2 Korintiërs 5:17 wat 'n realiteit sal wees. Dat ek in Christus is, dat die ou dinge verbygegaan het, alles het nuut geword. Ek het getuienis daarvan in my hart. Maar miskien moet ek vanoggend bely en erken, Here, ek was tevrede net daarmee, maar ek besef, daar moet groei wees. Daar moet 'n vooruitgang wees, daar moet 'n liefde wees na U, die dinge, dat daar 'n groei daarin moet wees. Ek vanoggend het raak gesien en besef dat miskien hierdie dinge in my lewe nie teenwoordig was nie. Vergewe, Here, kom herstel en kom gee vir my opnuut weer daardie vrug wat geproduseer moet word. Kom maak skoon, Here, sodat dit meer vrug kan produseer. Dat daardie veel vrug daar sal wees in my geestelike lewe. En die vrug van heiligmaking, dat dit ook in my lewe realiseer. Mag U genade skenk, mag U ons besoek, mag die Heilige Gees met ons praat, ook deur hierdie dag, dat ons die woord sal oordink. Ek wil tog vra, terwyl almal se oë gesluit is, miskien die Here vanoggend met U gepraat, nie besef, Here het met my gepraat en hierdie vrug is nie in my lewe nie. Ek wil dit vanoggend voor die Here kom bely, dat U net U hand sal opsteek as 'n teken, Here, ek wil dat U meer vrug in my kan kom produseer. Dankie vir daardie hande, ek sien hulle. Dankie. Hemelse Vader, U het elkeen gesien wat vanoggend reageer het. Wie se hart U vanoggend kom werk het. Wat vanoggend kom wys, Here, dat hierdie woord het nie op onvoorbereide grond geval nie, maar op voorbereide grond. En as dit op voorbereide grond geval het, Here, dan kan dit daardie vrug voortbring. Maar U sê baie duidelik, daardie koringkorrel moet in die grond val en hy moet sterwe. Hierdie eie ek. Dit wat rondom daardie kiem is. Daardie kiem is U saad, Here, wat in ons is. En dit moet die vrug voortbring. Maar hy kan dit nie voortbring as daardie lobbe nog leef in hom nie. Dit moet eers sterwe, sodat daardie vrug voortgebring kan word. Oordat ons in onsself sal sterwe, en dat hierdie vrug geproduseer kan word. Verheerlik U self ook daarin, en Here, dat ons as gemeente in kwaliteit, maar ook in kwantiteit sal groei. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. Kom ons gaan hartlik saam sing, slotlied. Geseënde Jesus, o Heer van my hart. Kom ons sing 3 verse staande saam, om dan ook hierdie diens mee af te sluit. Let maar op die woorde. Die vrede het nie, maak vrede met God, so nie ontvang die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.